Goeiedag, ek is Fanie Eysel van die tegniese afdeling van Limagrain. Ons het die afgelope 6 jaar ongelooflike resultate op draaigras, eintlik met beeste onder besproeiing. Ons staan hier by Gert Stols, hier teen die Vaalrivier, naby Botawil. Nou Gert, ek moet jou gelukwens oor wat jy reg kry hierso. Vertel my bietjie, wat doen julle hierso? Ek en oom het omtrent 3 jaar terug, het oom hulle na my toe gekom, toe ons begin met die raaigrasbeplanning. En die ding is, ek wil kalvers swaar maak vir die voerkraal, om hulle verder te vat, maar ek wil my kostes beperk. En dis hoekom ons saam met oom hulle gepraat het oor die raaigras, en nou, ons het so omtrent 35 kalvers per hektaar, wat ons nou dra, huidiglik, en dan kry ons omtrent GDT saam met die backgrounding mengsel, wat 'n baie goedkoop backgrounding mengsel is, en dan gee ek net so 2 kg per bees per dag, dan kry jy so GDT van omtrent so 1,3 kg daagliks op die kalvers. Nou Gert, as jy nou per hektaar die moet vergelyk met julle mielies en julle koring wat plant, waar kom ons omtrent uit? Kom ek sê vir hom van ons, as jy die som nou bietjie gaan sit en mooi uitwerk, dan maak jy met die vleis wat jy aansit op die raaigras omtrent 3 keer wat jy met mielies onder besproeiing maak. Okay. Hoe swaar was hierdie kalvertjies toe julle hulle ingesit het? Ons het hulle ingesit op so 195 kg gemiddeld. Hulle staan nou op 295 gemiddeld. Dis omtrent so in net korter as 3 maande. Hoe die stelsel werk, ons plant die raaigras afhangende van wat jy wil doen, wanneer jy wil plant, hoe lank jy dit wil hê. Maak ons 'n mengsel vir jou wat jy plant. Ons plant 50 kg van die mengsel raaigras. As ons nou net na mielies wil plant, na die mielies gestroop het en die spulpunt moet weer oopgaan voor planttyd November maand, plant ons net 'n Westerwold raaigras, want dit wanneer hy die beste groei. As ons in die begin van die somer plant, as ons nou wil plant ons 'n Italiaanse raaigras. Hierdie spulpunt is ons oogmerk om nou 'n meerjarige spulpunt te hê. Ons het al spulpunte wat hierdie mengsel op het, wat al 3 jaar winter en somer bewy word met baie goeie resultate. En dis nou weer 'n ander mengsel wat ons Bandito 2 wat eintlik meer 'n intermediêre is, en dan het ons Rockstar by wat 'n Vestaloleum is. Dis 'n kruis tussen 'n svenkgras en 'n raaigras wat baie sterk meerjarig is. Al twee die grasse is tetraploïde grasse. Hy het 'n lekker 4 kromosome breë blaar, baie hoë vertering gedeelte, baie hoë smaaklikheid. Ons beoog om 'n stukkie gras so vinnig as moontlik af te vreet en om dan sy kunsmis te gee. Vandat jy kunsmis gegee het, moet jy 21 dae kans gee. Anders kan jy nitraatvergiftiging kry, want die plant neem die stikstof op en hy moet dit omskakel na proteïene toe. As jy dit binne die 21 dae vreet, kan jy nitraatvergiftiging kry. Nou hierso werk ons amper Gert op 'n 30 dae siklus. Dis reg, ja, voor hulle weer by die koekskyf is waar hulle begin het, dis reg. Hierdie skyfies is nou net onder 'n hektaar groot, en die 300 kalvers vreet dit in 'n dag. Nou ons gaan net nou vir julle wys hoe mooi groei die gras per dag. Môre kom die kalvers nou in hierdie gras. As jy vat, dis nou 30 dae se groei. Kom die kalvers hierin, dan het hulle adlip droog materiaal, en dan Gert se background mengsel wat hy nou 2 kg 'n kalf gee, maar so goedkoop as moontlik sê wat jy dit doen. Ja, dis reg, ja. En as die kalvers dan voerkraal toe gaan, hoe presteer hulle? Hulle presteer dan ver bo gemiddeld. Dit kom daarop neer, die kalvers groei nou baie goed, en hulle kry met hierdie raaigras kry hulle die regte, die hoeveelheid proteïene en alles in, so die raam ontwikkel mooi. So die oomblik as ek hom in die voerkraal sit, dan moet ek hom nou maar basies net vet maak en afrond, dan het hy nou klaar mooi ontwikkel. Maar dan kry ons tot en met, ek wil vir hom sê 500-600 gram 'n dag beter groei as kalvers wat ek direk inkoop, wat ek nie op raaigras background. Okay, so hulle presteer beter as hy van die raaigras af voerkraal toe gaan as dieselfde kalvers wat jy net inkoop. Baie beter, ja. Baie beter. Wat nou ook help, want dan beperk dit nou bietjie die kostes op die voer in die kraal. Dis goed. Daar is mense wat nou reguit van die raaigras af slag, wat dit ook 'n baie goedkoper ding is. Dan loop hy 6 maande op die gras in plaas van 3 maande of 4 maande wat hulle hier loop. Wat ons agtergekom het, wat ons nou bo doen, wat ons nou markkoeie opsit. 'n Markkoei tel verskriklik van 'n gewig op, want sy hoef nie te groei en raam te maak nie, sy word net vet.
So jy kan haar fisies binne 2,5 na 3 maande slag gereed kry. Hier kan julle sien hoe lyk die kallertjies, hulle lyk redelik gelukkig vir my. Ek sal ook seker lekker groei as ek hierdie grasies kan vreet en dit is nou 30 dae se groei. Gert, hoe doen julle as julle nou 'n stukkie klaar gevreet het? Toe as ons 'n stukkie klaar gevreet het, die dag wanneer ons hom klaar vreet, die volgende dag dan saai ons hom kunsmis. Dan gee ons hom so tussen 200 en 250 kg greensalf en dan daai selfde dag word daai stukkie nat gespuit. Maar ons moet ook sê, mens moet die res van die gras, want kyk jy het nou 30 dae voor jy weer by die stuk kom. Hy kort water, so ons moet hom intussen hom weer die pivot laat omloop. Maar ek bedoel met hierdie elektriese draadjies is dit baie maklik. Jy sit net 'n conveyorbelt oor hom en die pivot loop oor hom. So dit is maar hoe ons dit doen. Die dag wat hulle uitkom, die volgende dag kry hulle kunsmis en hy word nat gespuit. Wat Gert hulle baie goed reg kry, hoe die gras werk. As dit die oppervlak is en die gras groei bo so lank, is die wortel so lank. So as die gras nou hier kniehoogte is die wortel seker omtrent so 45 cm in die grond. Maar as jy die gras afvreet, dan vrek die wortels af dieselfde hoogte as wat die gras nou bo is. Dan gooi hulle kort bietjie water net om in die wortelsone nat te hou. Maar hier waar die gras lank is, kan hulle groter reën by gee, want hulle kan daai 45 cm wortelsone nat maak. Gert, nou soms net vinnig, hoe vergelyk die waterverbruik van die gras teenoor 'n mielie of 'n koring? Hy gebruik verseker minder water, maar die enigste ding van hom is presies soos hom nou gesê het, jy moet hom meer gereeld water gee, veral as jy hom gevreet het, omdat die wortels dan kort is, dan moet jy hom nat hou. Maar ek sê vir ons werk omtrent afhangende nou van die temperatuur en die dinge, en die weersomstandighede, maar ons probeer maar so, ek wil vir hom sê 30 mm 'n week, wat ons wil hom gooi. En dan kry jy dit reg. En dan groei hy baie mooi, ja. Daai hoeveelheid water per hektaar wat jy gooi, hang baie van jou tipe grond af. Gert, hulle is nou al baie lank besproeiingsboere, so hulle verstaan hulle grond hierso. So dit kan jy sien, wat kan hulle reg kry as jy jou water reg toedien. Kan jy met baie minder water baie verder kom, omdat jy net die water in jou wortelsone hou. Gert, toe ons die eerste keer met julle kon praat het, toe julle ons gekontak het oor die raaigras, toe julle die syfers hoor, hoe het jy gevoel daaroor? Maar ek sê vir hom, ek het gedink hulle sê ons papier is geduldig. Ek het gedink dis syfers wat mens net op papier gaan sien, want dit klink 'n bietjie onwerklik as mens dit die eerste keer hoor. En toe ons nou daarmee begin, toe sien ons na so rukkie, ons het ook maar in die begin so bietjie die ding net onder die knie probeer kry, en toe ons hom onder die knie het, toe sien ons, maar dit is regtig die syfers wat oom hulle gee is wat mens kan kry uit die raaigras uit. 100%. Maar ek moet julle geluk wens, as 'n agronoom, jy boer die gras, jy verkoop dit as vleis. So iemand wat besproeiing goed ken, maak baie vinniger sukses hiervan. Maar dit lyk baie mooi, baie. Nee, dankie Fanie. En hier is hulle kindertjies nou hierso. As hulle weet wat hulle met Kersfees met hulle gaan gebeur, dan begin hulle nou hardloop. Ja. Gert, maar baie dankie. Waardeer jou moeite hoor. Daar's hy. Dankie. Daar's hy. As iemand belangstel om so 'n stelsel te begin, praat met ons, want dit hang af wanneer jy plant, hoe lank jy die gras wil hê, watter tipe gras ons gaan sit. Ek dink ons het in die 6 jaar wat ons nou hier binneland stoei met die goed, dit redelik onder die knie, en ons het ons hande regtig op ongelooflike grasse gelê. Laat ons die regte mengsel of die regte grasvee op die regte tyd aanbeveel. 'n Raaigras is nie net 'n raaigras nie. Jy kry Westerwolds, Italiaans, jou meerjarige goed, nou jou Vestaloleums wat die kruis tussen die raaigras en die swenkgrasse is. En dan kry jy ook diploïde en tetraploïde. Diploïde het 2 kromosome waar die tetraploïde 4 kromosome het. So daar's 'n magter menigte klomp raaigrasse. Praat met ons, laat ons die regte ding op die regte plek vir jou sit. Laat ons maksimum uit jou diere uit kan kry. Die belangrikste hierso is ons ad-lib droogmateriaal. Want ons moet daai droogmateriaal in die penskry en die roemen kry, anders ter hardloop hierdie, want hier's vreeslik baie vog in hierdie gras, hardloop dit net reguit deur, dan loop jy nie agter 'n kalf verby as hy hoes nie, want dan is jy gesprypyn. So as jy eers reg kry dat jou kalvers se agterstewes nie vuil is nie, dan weet jy
jy kry maksimum van die kos uit die gras uit wat die kalf dan gebruik en dis waar die GDT's dan regtig baie mooi optel. Ek dink 'n 1.3 kg GDT met 'n 2 kg mengsel per kalf per dag en jou droogmateriaal is Adlib. Wat gebruik jy as droogmateriaal? Smitsvingergras. Smitsvingergras, ja. Mens gebruik maar wat mens het, maar op die stadium is dit smitsvingergras, so ons gebruik smitsvingergras, ja. Wat baie ouens gebruik is mieliereste of koringstrooi. Daai tipe goed werk ook baie goed. Maar dit wat jy het, kan jy gebruik. Jy moet net Adlib, dit beteken soveel as wat die kalf wil vreet. En daar moet genoeg vreetplekke wees dat self die skugtere ouetjie in die trop ook kan droogmateriaal vreet. Hier staan ons by JW Wilkins, naby Klersdorp, net agter Klersdorp Dam. JW hulle gebruik nou die stelsel weer heeltemal anderster om hulle teeldiere op die raaigras te werk. JW, baie dankie vir die moeite wat jy het. Jou gras lyk uitstekend. Sê gou vir my, wanneer het jy geplant hierso? Ek het begin Junie geplant. Begin Junie. Hulle stelsel werk, hulle plant begin Junie en dan moet die land weer oopkom November maand, want dan plant hulle weer saadmielies hierso. So hulle gebruik hierdie net om hulle kommersiële diere of hulle stoetdiere af te rond. Die kalvers groei baie vinnig want die maas het baie goeie melk. Nou jy weet, hoe groot is jou koekskyfie wat jy gebruik? Hulle is 0.6 hektaar. 0.6 hektaar en hoeveel diere loop jy op die 0.6 hektaar? So 130 om groot en klein. 130 beeste op die 0.6 hektaar. Nou jy kan sien op die agtergrond hoe mooi lyk hierdie diere, hoe mooi lyk die kalvers. So dis nou weer 'n hele ander stelsel en omdat ons net deur die wintermaande die grond wil benut daarvoor, is dit weer ander kultivars wat ons plant hierso. Hier plant ons nou weer Westerwold. Julle sal sien ons het hierso 'n diploïd en 'n tetraploïd in. Die gras is ook op 50 kg per hektaar gesaai. Dit gee net vir ons 'n lekker sterk bedekking en laat ons die voetdruk kan vat. Jy weet, ek weet nie, kan jy 'n verskil sien op jou diere as hulle op die raaigras begin inkom? Nee, dadelik, duidelik. En ek kan my kalvers 'n bietjie langer los by die koeie ook, want ek tap nie die koei so erg. Okay, so Een op groter gewig. Hoër gewigte by speen, want hy maak ook nie die koei so dood nie. As mens nou hier agter kan kyk en jy sien hierdie kalvers is regtig baie mooi al en hierdie koeie lyk in uitmuntende toestand. Dink jy sal sonder hierdie raaigras kan regkom deur die winter? Nee, Is dit nou maar deel van jou beplanning gedeelte? nee, ek plant hom elke jaar nie. En hoe koud word dit hier by julle? Ja, so skry hom koud, -7, -9 in die winter. Daar wanneer jy hom vestig en hy vestig mooi en hy groei lekker vir jou. Dis die groot ding, hy kan baie goeie op baie lae temperature vat en nog steeds vir ons uitstekende produksie gee. Hulle is al baie lank al besproeiingsboere, hulle verstaan die grond, die kunsmisgedeelte, die besproeiing gedeelte. Hoe werk jy met jou bemesting as jy nou gevreet het? Na ek hom gevreet het, dan strooi ek hom 200 kg per hektaar urium deur die spulpunt en dan wag ek 24 dae voor hy weer kom. Voor hy weer terug is op daai stukkie. Maar dit vat te lank, ek kom eers hier by dag 30, kom ek weer terug. Dan wat die grasies vir jou 'n bietjie ordentlik produksie gee. Maar na elke beweiding gee jy vir hom sy 200 kg urium deur die spulpunt. Ja. 100%. Nee, baie dankie. En ek moet jou gelukwens oor hoe jou diere lyk. Is iets waarop jy baie trots kan wees, Chong. Ja, dankie hom.